Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek is seker dat elkeen van julle is vertroud met daai Engelse slagspreuk daar buite wat baie kere verwys na die Christense idee van hemel. Het jy al gehoor dat ouens sal praat van die Christense idee van hemel as pie when you die? En die oorsprong van daai gesegde is eintlik nogals interessant. Dit kom oorspronklik vanaf wel daar was in die vroeë 1900s was daar hierdie Christenlied gewees. Is 'n lied wat baie van julle mag ken. Dit is 'n ou Christian hymn genaamd In the Sweet By and By. Kyk gou vinnig saam met my op die skerm na die woorde, gedeelte van die woorde in daardie lied, In the Sweet By and By. Dit gaan as volg. Die koorgedeelte sê in this by and by we shall meet on that beautiful shore. Tweede vers dan, we shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more, not a sigh, for the blessing of rest. En so hierdie is die prentjie, ten minste in daai bekende lied in die begin 1900s, die prentjie van die Christen hemel. Dit is hierdie beeldskone plek, dit is hierdie soete plek waar gelowiges, let wel, waar gelowiges sal kan rus. Net na daai lied uitgekom het, so wyle daarna, het 'n ander oue lied geskryf om regtig hierdie sang te kritiseer. Hy was nie 'n Christen nie, sy naam was Joe Hill, en hy het 'n lied geskryf genaamd The Preacher Slave. En in hierdie folk sang van hom wat hy nou spot met hierdie liedjie Sweet By and By, sê Joe Hill die volgende. Kyk gou saam met my op die skerm na wat hy sê. Onthou nou, dis nou volgens hom, dis nou wat hy sê in effek, die preacher besig vir die slave. Dis die boodskap van Christendom as jy dink aan die hemel. Die liedjie gaan as volg. Hy sê, dis nou die preacher wat vir die slave sê, you will eat by and by in that glorious land above the sky. Work and pray, live on hay, you'll get by in the sky when you die. Met ander woorde, dit is die kritiek gewees. Dit is die kritiek daar buite oor die Christen idee van hemel. Dit klink baie nice, maar dis eintlik net 'n spraal. Dit is nie iets wat werklik enige nut het vir ons hier in die regte wêreld nie, vir ons hier met al die verantwoordelikhede wat ons het, met al die regte wêreld behoeftes wat ek en jy het, is hemel is niks meer as pie and when you die nie. En vriende, as ons moet eerlik wees, is dit nie net baie kere wat ongelowiges sal dink oor die Christense idee van hemel nie. Ek dink dit is wat ook baie van ons as Christene baie kere dink. Baie van ons dink, ja, dit klink nice, dit klink baie oulik, maar dit klink eintlik soos 'n sprokiesverhaal. En ons sukkel om te sien, maar wat is die nut van hierdie idee van hemel op ons lewens in die hier en nou nie? Ons kan nie trekking hou op die regte wêreld waarin ons onsself bevind nie. En dit is wat ek wil hê ons vanoggend oor moet saamgesels. Vriende, is dit so? Is die Christen idee van hemel eintlik maar net pie in the sky when you die? En dit is wat ons vandag nog gaan kyk in daai gedeelte wat vir ons gelees was in Openbaring 21 en 22. Ons maak vandag klaar met hierdie kort reeks, vriende, soos ons gesê het, genaamd Rus en Vrede. En wat ons gesien het sover is dat die idee van rus, van ware rus, is eintlik een van die groot temas van die storie van die Bybel. Vanaf die begin af, al die pad tot die einde van die Bybel, sien ons dat die mens ware rus vind, maar dat ware rus kan net werklik gevind word daar waar jy in verhouding met jou Skepper leef. Hoofstuk 1 en 2 het ons gesien, ons is geskep vir rus in verhouding met God. Toe het ons gesien dat post Genesis 3 na die sondeval is ons nou 'n mense wat op die beste van tye is ons rus in hierdie wêreld en in verhouding met God is ons rus gebroke. Toe het ons laasweek gesien in die evangelie, in die lewe en in die woorde van Jesus, dat ons kan gered word om te rus. Ons kan ons rus nou in Jesus vind. En wat ons vandag nou gaan sien, soos wat ons kom aan die einde van die storie van die Bybel, Openbaring 21 en 22, sien ons dat elkeen wat in die hier en nou hulle rus reeds in Jesus vind, is 'n mense wat bestem is vir rus.
Ons is bestem vir rus, vir 'n ewige, toekomstige rus. En dit is wat ons vandag in Openbaring 21 en 22 wil sien, vriende. Maar hoor mooi. Hoor asseblief tog mooi. Hier is die belangrike ding wat ek wil hê ons vandag moet verstaan. Vriende, die Bybel se idee van hierdie ewigste rus vir God se mense, die Bybel se verstaan van wat hemel gaan wees. Vriende, is totaal en al anderste as wat die wêreld se idee is oor die hemel en selfs wat Christene se verstaan van die hemel is. Dit is soveel meer amazing en dit is wat ek wil hê ons vandag hierso moet sien en ek wil hê ons moet sien dat dit het massiewe implikasies op ons lewens in die hier en nou. Hoe my en jou prentjie is oor namaals het radikale implikasies vir die hier en nou en veral gegee ons reeks, dit het massiewe implikasies ook oor hoe ek en jy nou rus. Hoe ek en jy nou 'n sabbatsrus nou geniet, word gevorm deur ons prentjie van die ewige rus hierna wat kom. En dit is wat ek wil hê ons vandag moet sien. So eerstens dan, kom ons dink saam na oor 'n Bybelse verstaan van rus. Ekskuus tog, 'n Bybel van die hemel. Okay, so ek wil hê ons moet 'n bietjie saam oor dit nadink. Daar's 3 maniere, vriende, wat die Bybelse verstaan van die hemel anderste is as ons populêre moderne verstaan van die hemel. En dit is wat ek ons oor moet nadink. Die eerste verskil het te doen met wanneer daardie ewige rus sal realiseer. Jy sien in die populêre idee en vir baie van ons is ons idee dat wel oomblik sterwe kom in hierdie wêreld. En so die cartoon daar buite nê van die grafsteen het die woorde RIP op dit. Dis wanneer jy sterf dan rest ons in peace. Dit is die idee daar buite. Nou daar's 'n mate, vriende, wat dit Bybels korrek is. Die Bybel sê in tekste soos byvoorbeeld Jesaja 57 vers 2 dat wanneer ons tot sterwe kom, betree ons die rus van God. Maar wat het om te verstaan is dat hierdie rus, vriende, wanneer let wel God se mense tot sterwe kom en wanneer hulle dan rus, daardie rus is eintlik nog 'n onvolledige rus. Dit is rus wat, kom ons sê, ten volle gerealiseer het nie. En hierdie is hoekom ek so sê, kyk saam met my op die skerm na Openbaring hoofstuk 6 vers 9 tot 11. Hierdie is belangrik. Wat ons hier het is Openbaring is as dit ware die boek Openbaring trek die gordyne weg van realiteit en gee vir ons 'n prentjie van hoe dinge werklik is. En in Openbaring 6 staat ons 'n prent van hoe dit tans is in die hemel. Hier is God se mense heiliglik saam met God in sy teenwoordigheid. En dit is treffend as jy kyk daar, ek dink dit is in vers 11, daarso word God se mense nou in God se teenwoordigheid word beskryf as 'n mense wat in 'n toestand is van rus. Ek dink die teks sê daar rest a little longer. Is dit daar? Ja, is dit? Ja, is dit myne. Rest a little longer. Maar wat ek wil raak sien is dat selfs in die hemel waar hulle nou by God rus, is hulle rusteloos. En dit is wat ons moet verstaan. Kyk saam met my daar na vers 10. Vers 10 sê, Openbaring vers 10 sê, God se mense in die hemel, they cried out with a loud voice. Wat 'n bietjie anderste idee is wat ons dink, vriende, daar is trane tans in die hemel. They cried out with a loud voice, saying, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Met ander woorde, vriende, wat dit impliseer dat volle rus sal eers realiseer op oordeelsdag. So die boek Openbaring eindig is dat Jesus kom dan in die laaste uur terug. Jesus kom terug as digter en wanneer Jesus terugkom sal daar 'n opstanding uit die doodheid wees. Dan sal beide God se mense asook God se vyande sal uit die doodheid opstaan. Dan einde van Openbaring sal God se vyande sal dan oordeel word. Die goddeloses, die Satan en selfs die dood. En dan eers volg Openbaring 21 en Openbaring 22. Dan sal God se mense hulle opgestane liggame
dan sal hulle sy ewige rus ten volle betree. Daar's 'n Christen teoloog, sy naam is N.T. Wright, en hy het 'n boek geskryf genaamd Surprised by Hope. En in die boek praat die Christen se hoop. En wat N.T. Wright sê, as hy die Christen se hoop beskryf, is hy sê dat die populêre verstaan daar buite van the Christian's hope is hierdie idee van life after death. Maar wat N.T. Wright sê, hy sê dis nie reg nie. Die Christen se hoop is nie life after death nie, maar eerder life after death. Jy sien, wat hy kommunikeer is, ja, dit is so dat wanneer die Christen tot sterwe kom, dan lewe ons gees is in die teenwoordigheid van die Here, maar dis nie die einde van die storie nie. Dit is nie die Christen hoop nie, soos wat Openbaring 6 so sê nie. Nee, die hoop is dat daar gaan 'n dag kom wanneer daar 'n opstanding gaan wees uit die doodheid, wanneer ons vlees verenig sal wees. En dit is daai realiteit wat die Christen se hoop is. En dit bring ons by die tweede verskil dan tussen 'n Bybelse verstaan van hemel en die populêre verstaan daar buite. Met betrekking met wanneer daar die ewige rus sal wees. Nie die tweede ding wat ek en jy moet verstaan is met betrekking tot waar daar die ewige rus sal wees. Julle sien vriende, 'n liggaamlike opstanding vir God se mense impliseer dat daar gaan 'n fisiese, tasbare wêreld wees waarin ons eendag gaan woon. En dit is wat die hele Nuwe Testament van 'n rede mis ons dit baie kere. Maar die Nuwe Testament, byvoorbeeld in Romeine 8, sê vir ons dat wanneer God se mense hulle letterlike fisiese opstanding wees wat vernuwe gaan wees en 'n verheerlik gaan, maar dan gaan die ganse skepping, die hele skepping sal dan vernuwe wees en verheerlik wees. Sonde en alles wat sleg is, wat deur sonde gebreek is in hierdie wêreld, sal dan uit hierdie skepping uitgeniet in 'n vernuwe, verheerlikte wêreld. En dit is, vriende, wat ons in Openbaring 21 en 22 dan ook sien. Tel julle blaadjies op en kyk vinnig saam met my daar. Ek weet nie of dit opgetel het nie, vriende, toe Openbaring se laaste 2 hoofstukke vir ons gelees was, eindig die storie van die Bybel baie soos wat die storie van die Bybel begin het. Jy sien, die wêreld waar God saam met sy mense gaan wees, klink baie soos Genesis hoofstuk 1 en 2. Dis nie ergens op die wolke nie. Dit is hier op aarde. Dit is nou net beter as Genesis 1 en 2. Dit is nou perfek. Dit is Eden 2.0. Sien my die doelbewuste taal daarso. Ek gaan dit net vinnig vir ons uitwys. Die doelbewuste taal wat Johannes gebruik om juis hierdie punt vir ons te kry om te verstaan. Julle behoort dit op die skerm te sien. Ek wil hê ons moet die korrelasie sien tussen Genesis 1 en Openbaring 21 en 22. Jy sien die Bybel begin met, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou Openbaring 21 vers 1 sê Johannes, toe het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Genesis 3 vers 8 sien ons dat in die begin was God daar in die paradys, in die teenwoordigheid, of die mense was in die teenwoordigheid van God gewees. Openbaring 21 vers 3 eindig en vertel vir ons dat nou is God se woonplek by sy mense en hy sal by hulle woon. Genesis 3 vers 16 tot 19 beskryf natuurlik non-val 'n realiteit van waar die wêreld nou deur sonde gebreek is en daar swaar kry, en daar is nou hierdie realiteit van dood wat in die wêreld is. Maar in Openbaring 21 vers 4 sien Johannes, nuwe hemel en die aarde, hy sê daar sal elke traan afgedroog wees, daar sal geen meer dood wees nie, daar sal geen meer pyn, geen meer swaar kry wees in die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. Genesis 2 vers 6 beskryf, in die duis is daar hierdie water wat uit die grond uitkom en daar's hierdie rivier wat deur die middel van die kommunikeer, simboliseer hoe God die een is en hierdie bestaan wat lewe gee vir sy mense. Openbaring 21 vers 6, selfde prentjie van 'n fontein van lewende water wat in hierdie stad, in hierdie nuwe hemel en aarde, in hierdie nuwe Jerusalem, in die nuwe hemel en aarde is daar hierdie fontein van lewende water, 'n rivier met water wat deur dit vloei. En Genesis 2 vers 9 sê dat in die middel van die paradys was daar hierdie boom
die boom van lewe. Openbaring 22 vers 2 sê presies dieselfde ding. Middel van die stad, in die middel van hierdie nuwe hemel en aarde, sien ons die boom van die lewe. Vriende, hierdie is die punt. Die punt word goed opgesom. Kyk saam met my daar in die teks. Die punt word goed opgesom deur God se aankondiging, amper soos taks van die gedeelte, in Openbaring hoofstuk 21 vers 5. Wanneer God sê daar, kyk, ek maak alles nuut. Jy sien terug by daai liedjie van Joe Hill reg in die begin, The Preach Live, in daai liedjie daarso, bespot hy hemel en hy sê, hemel is that glorious land above the sky. Hy het in daai lied gesê, dit is pie in the sky when you die, maar vriende, nie die Bybelse idee van hemel nie. Vriende, hemel is nie eers op die wolke nie. Wie gaan ooit regtig opgewonde raak oor so 'n idee van hemel? Wie gaan opgewonde raak oor 'n ongedefinieerde bestaan waar ek en jy soos geeste rondflout op die wolke? Vriende, dit is nie jou en my voorland nie. Dit is nie hoe die storie van die Bybel eindig nie. Nee, wat Openbaring 21 en 22 in die Nuwe Testament vir ons sê, is vriende dat jou en my ewige bestaan is 'n fisiese bestaan in 'n fisiese wêreld vol van kleure en geure en smake en tasbare ervarings. Vriende, in die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan ons met nuwe liggame gaan ons vat en voel en sien en hoor en ruik en proe. Dit gaan nie 'n ander wêreld wees nie, dit gaan wêreld wees. Dit gaan hierdie wêreld wees, maar dit gaan net beter wees, dit gaan perfek wees, dit gaan vernuwe wees en verheerlik wees. Daar gaan geen meer sonde wees nie, geen meer duiwel nie. Ek besef dat baie van julle is dalk 'n bietjie jong, maar ten minste toe ek groot geword het in die 80s was daar hierdie groot hit gewees van 'n vrou met die naam Belinda Carlisle en sy was 'n goeie teoloog gewees. Haar liedjie was Heaven is a place on earth. En sy sê reg, vriende, dis die punt. Die punt van die Bybel is Heaven is a place on earth. En dit bring ons by die derde verskil. Die verre verskil tussen 'n Bybelse verstaan van hemel en die populêre idee daar buite van hemel. En dit hou betrekking nie net met wanneer daar die ewige rus sal wees nie, ook nie net waar daar die ewige rus sal wees nie, maar derdens daar die ewige rus sal wees. Jy sien as die wêreldse idee van hemel as 'n plek ergens in die wolke is, dan gaan die cartoon verder dat wat ons daar gaan doen is ons gaan daar so sit en ons gaan uit harp speel of dalk blokfluit speel as jy minder gelukkig is. En dit is wat ons vir alle ewigheid gaan doen ergens op die wolke, maar vriende, prys die Here, dit is nie wat die Bybel sê hoe dit sal wees in ons nie. Kyk saam met my op die teks, op die skerm. 2 Ou Testament profetiese tekste. 2 tekste in die Ou Testament waar die profete vorentoe gekyk het na die nuwe hemel en aarde en soos wat ons dit gaan lees, sien raak die taal van Genesis 1 en 2 en die taal van Openbaring wat ons nou net gesien het. Maar wat ek wil hê ons moet raak sien is let op hoe lewe gaan wees vir God se mense in die nuwe hemel en aarde. Jesaja 50. For behold, say Jesaja, I create new heavens and a new earth. And they, Godse mense, shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. And my chosen shall long enjoy the work of their hands. Amos, ander profeet, sê soortgelyke ding en ons eintlik nog 'n klomp ander. Ek het net nie tyd vir dit nie. Amos hoofstuk 9. Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the treader of the grapes, him who sows the seed. The mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall flow. I will restore the fortunes of my people in cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit.
Vriende, sien raak daar is 2 dinge wat die profete ten minste sê, gaan gebeur in die nuwe hemel en aarde vir God se mense. Buiten vir die feit dat hulle gaan in God se teenwoordigheid, hulle gaan God se teenwoordigheid geniet, gaan hulle hierdie 2 dinge doen. Hulle gaan werk vir alle ewigheid en hulle gaan partytjie hou. Hulle gaan die vrug van hulle arbeid geniet. Die werk word in die gedeeltiseer en hierdie taal van ons gaan bou en plant. Dit beteken nie almal van ons gaan net bouers en boere wees nie, maar dit kommunikeer daai taal van in die nuwe hemel en aarde gaan ons werk. En ons gaan die vrug van ons arbeid gemobiliseer deur daai taal van ons gaan eet en ons gaan drink. En vriende, as jy hier was in die begin van die reeks, behoort daar 'n klokkie af te gaan, want dit klink baie soos wat ons gesien het in Genesis 1 en in Genesis 2. Dat ons was geskep, vriende, om te werk en om die vrug van ons arbeid saam met God in verhouding met hom te geniet. En vriende, dit is nie asof toe gebeur sonde en die duiwel vang en heng, nou moet ek met 'n plan B ewe skielik vorendag kom nie. Nee, God gaan aan en dit is die uiteindelike realiteit wat sal realiseer. Kyk daarso in Openbaring hoofstuk, ek dink dit is 22 vers 5, wat daar so sê is dat hierdie is wat God se mense gaan doen vir al ewigheid in die nuwe hemel en aarde. Hulle sal vir ewig as konings heers. Vers 5. Vertel hulle as konings heers, wat weer eens baie klink soos Genesis hoofstuk 1 vers 26 tot 28. Ek weet nie wie van julle het vriende C.S. Lewis se The Chronicles gelees nie. Ek dink is 5 of so boeke. Die laaste ene is The Last Battle. En daar's hierdie amazing einde in The Last Battle waar ons hierdie prentjie geskets word van waar die ou Narnia vervang word met 'n nuwe Narnia. En jy het al hierdie mense en diere wat dan die nuwe Narnia betree en in daai prentjie en die unicorn, soos wat hy in die nuwe Narnia kom, sê hy die volgende woorde, hy roep die volgende uit, lees saam met my. Die unicorn sê daar soos in die nuwe Narnia, hy sê, I have come home at last. This is my real country. I belong here. This is the land I have been looking for all my life, though I never knew it till now. The reason why we loved the old Narnia, that it sometimes looked a little like this. En daar is die groot ding wat ek en jy nodig het om te verstaan, vriende. Vriende, ek dink ons kry dit baie kere verkeerd waar ons kan dink dat die wêreld wat kom is weer van hierdie een. Vriende, dis die ander kant om. Hierdie is die skaduwee, daai is die realiteit. En alles wat in hierdie skaduwee wêreld waarin ek en jy onsself nou bevind, alles wat nou hier sleg, alles wat nou hier hartseer is, vriende, daar waar die lig gaan skyn en geen skaduwee van gaan val nie, gaan daar geen meer gebrokenheid wees, geen meer seer, geen meer sonde, geen meer swaar kry daar nie. En alles, vriende, hier wat in hierdie skaduwee wêreld goed is nou, wat mooi is, daar, vriende, gaan ons dit net duideliker ervaar. Dit gaan net beter wees, dit gaan mooier wees, dit gaan perfek wees. En so ja, ek en jy gaan vir alle ewigheid werk. Ons gaan werk, maar vriende, dit gaan werk wees sonder sonde, onbelemmerd. Dit gaan 'n wêreld wees waar ek en jy nie meer weens ons sonde net vir onsself en vir ons eie koninkryke van werk nie. Ons gaan nou werk in 'n wêreld sonder doringsels, geen meer sweet van ons aangesig nie, en ek en jy gaan kan werk tot die glorie van God. Ons gaan vir God kan werk. En vriende, ons gaan daar fees vier. Ons gaan die vrug van ons arbeid gaan ons in die nuwe hemel en ons geniet. Maar weer eens, daar gaan geen sonde in ons wees nie. Ons gaan nie van die goeie dinge ewe skielik God maak nie. Nee, ons gaan dinge geniet in hulle regte wentelbane. Gaan ons dit geniet soos wat dit bestem nie te wees. En ons gaan dit saam met God in die nuwe hemel en aarde geniet. En hierdie is wat ek wil hê ons moet doen. In die laaste gedeelte van ons tyd saam, vriende, ek wil hê ons moet daardie prentjie van hemel voor oë. Daai is 'n Bybelse verstaan van die eerste mense gaan hê. Openbaring 21 en 22.
Wat ek wil hê ons moet doen is, nou moet ons onsself afvra, okay, maar wat is die implikasies van daardie realiteit? Nuwe liggame, nuwe hemel en aarde, 'n nuwe verbondsverhouding, saam met ons Skepper vir alle ewigheid waar ons gaan werk en rus as dit ons voorland is. Wat is die implikasies daarvan vir hoe ek en jy nou ons lewens inrig? Spesifiek hoe ek en jy nou dan rus. En dit is wat ek wil hê ons moet sê. En ek wil hê ons moet fokus op die idee van Sabbatsrus wat ons reg deur hierdie reeks na verwys het. Hierdie is wat ons gesê het, vriende, wat ons bedoel as 'n Sabbatsrus. Sabbatsrus het ons gesê is iets wat dit lyk anders te vir ons as wat dit vir Israel gelyk het onder hulle verbond. Maar vriende, ons was geskep van die begin af om 'n Sabbatsrus te geniet in verhouding met God. Ons is mense wat gemaak is om 6 dae te werk en om een dag te rus van ons werk en dan die vrug van ons arbeid in verhouding met God te geniet. Ons is 'n mense wat gemaak is om te stop sodat ons inplak by die Here en sodat ons kan herkalibreer en sodat ons beide fisies en geestelik, want jy kan nie eintlik daai twee goed skei nie, dat ons dan ons rus in die Here vind. En wat ek net wil hê ons moet vinnig sien, vriende, is dat 'n korrekte verstaan oor ons toekomstige rus motiveer jou en my om in die hier en nou dan 'n Sabbatsrus te vat. Daai realiteit motiveer ons nou reeds 'n Sabbatsrus te geniet op 3 maniere. Eerstens, besef dat Sabbatsrus is 'n voorreg. Sabbatsrus, vriende, is vir ons 'n voorreg. Ek dink een van die groot redes hoekom almal, ek insluitende, so sleg is om 'n Sabbat te neem, werklik te unplug, werklik te stop en te rus by die Here, is omdat, vriende, ons altyd aan die skarrel is. Ons voel altyd dat daar's wat ons moet doen. Daar's altyd nog wat ons moet doen, gegee ons werke en werk oor die algemeen, en ons voel dat daar's 'n magt om ander dinge wat ons wil doen. Dink aan vermaak en alles wat jy, al die plesiertjies in die lewe. En dit is daai dinge met betrekking tot ons werk en met betrekking tot ons plesier wat ons nooit kry om actually te kan 'n Sabbatsrus vat nie. My weer eens, ek verklap my ouderdom verskriklik vandag. Ook in die 80s, onthou ek die soapie, Days, onthou julle Days of Lies, party van julle? Dit begin met daai uurglas in die sand wat deur die uurglas val en daai ou met die dodgy stem. Nee, wat die volgende woorde sê, hy begin like sands through the hourglass. Ek kan dit nie soos hy sê nie. Like sands through the hourglass, so are the days of our lives. En die punt daarvan is, en dit is hoe ons voel nie, is dat tyd hardloop uit, die uurglas se sand is besig om uit te hardloop, en so ons moet hardloop, ons moet wees, en so sê vir mekaar, carpe diem, seize the day, jy moet die dag aangryp, want die uurglas hardloop uit. Ons sê vir mekaar, YOLO, ek weet nie of jy daai ene ken nie, ek dink dis bietjie meer hipster, you only live once. Dit is wat ons vir mekaar sê, want die tyd hardloop uit. Maar vriende, dis 'n leuen. Dis 'n leuen. Wat Openbaring 21 en 22 vir ons sê, is dat die uurglas loop nooit uit vir God se kind. Vriende, ons gaan vir alle ewigheid in verheerlikte liggame in 'n nuwe hemel en in 'n nuwe aarde onbelemmerd werk en oorvloedig fees vier. Dit is ons voorland. Ons nie nou, ek en jy hoef nie nou elke werksdroom te realiseer in die hier en nou nie. Vriende, ek en jy hoef nie elke liewe plesier wat bestaan in hierdie wêreld nou te ervaar nie. Jy hoef nie elke ding op jou bucket list hoef af te tik nie. Want vriende, ons het hierdie voorreg. Ons het 'n voorreg dat ons kan Sabbatsrus geniet. Want môre is nog 'n dag. Oormôre is nog 'n dag. Ewigheid gaan ons nog 'n dag hê in 'n fisiese liggaam, in 'n fisiese wêreld waar ons gaan kan werk soos nooit nou nie en waar ons gaan partytjie kan hou soos nooit tevore nie. Vriende, ons het nog baie tyd vir werk en vir rus. So eerstens, besef Sabbatsrus is 'n voorreg. Tweedens, besef Sabbatsrus is 'n voorgereg. As jy met 'n ernstige chef praat, ek het dit nooit actually geweet. 'n Voorgereg is eintlik daar om 'n appetitwekker te wees. Dis nie omdat die hoofgereg te klein is en so jy wil 2 keer eet nie. Okay? 'n Voorgereg is eintlik 'n appetitwekker, dis 'n appetizer
wat apparently verwant moet die hoofgereg. Dit is wat die chef tequili, dit is daar om jou honger aan te wakker, dit is daar om jou voor te berei vir wat kom in die hoofgereg. En so, vriende, is die verwantskap tussen 'n Sabbathou en die Sabbatsrus wat Hebreërs 4 sê ons in die hiernamaals gaan hê. Kan ek jou vra, Christen? Ek dink dit is waar van my, ek dink dit is waar van baie van ons. Is jy iemand wat sukkel? Is jy sukkel om opgewonde te raak oor die hemel? Is jy iemand wat eintlik dink, ek hoop net nie ek gaan te vinnig dood nie, want ek probeer soveel as moontlik nou hemel kry en ek sukkel om opgewonde te raak oor die hemel. Vriende, is jy iemand vir wie jou aptyt vir die hiernamaals is eintlik klein? Nou as dit jy is, soos wat dit ek is, vriende, dink ek is een van die medisyne wat ons nodig het, ons het meer Sabbat. Ons het meer Sabbat nodig. Ons het nodig om meer te stop, meer terug te staan van die harwar van die wêreld waar ons sondige harte heeltyd beide werk en rus verkeerd kry in en van onsself. Ons het nodig om te stop, te unplug en tyd te spandeer in verhouding met God en met God se mense, sodat ons daar meer gemeenskap nou reeds met God geniet. Hier is die ding, goeie voorgereg, Sabbatsrus nou. Vriende, gaan jy jou ewe skielik dan genoeg gee van God waar jy sê, okay, ek dink ek is nou redelik bevredig as dit kom by God nie. Dit gaan jou honger vir die Here en 'n ewigheid sonde saam met hom, dit gaan dit groter maak, dit gaan dit aanwakker. Vriende, ek en jy het Sabbatsrus nodig, want dit is 'n amazing voorgereg vir ons van wat kom. Laaste ding, derdens, besef Sabbatsrus is 'n tweedens, besef Sabbatsrus is 'n voorgereg. Derdens, besef Sabbatsrus is 'n vertoonvenster. Dit is 'n vertoonvenster. Dink aan die winkels as jy daar in die gange van Menlyn stap. Daai vensters is daar om ons in te lok. Dit is besig om ons te kry om binne in daar te gaan en te gaan bekom dit wat hulle daar aan ons verkoop. En vriende, so het ons as Christene 'n geleentheid, as ons 'n mense kan wees, actually anders te lyk as al ons nie-Christenpelle wanneer dit kom met betrekking tot 6 dae werk en 1 dag reg, anders te lyk en ons kan 'n Sabbatsrus geniet, dan is ons 'n vertoonvenster. Wat vir die wêreld 'n prentjie gee, dis net 'n prentjie, dis net 'n skaduwee, maar 'n prentjie kan gee van hoe dit sal wees vir alle ewigheid. 'n Mense wat ja werk en 'n mense wat rus, maar wat op 'n diep manier in die Here kan vind. Wat shalom kan geniet, nou reeds by die Here. En ons kan ander mense 'n voorsmaakie gee en op daai manier 'n vertoonvenster wees van die shalom wat kom. En ek sluit hiermee af. Vriende, sluit met die goeie nuus. Want jy sien, alhoewel Sabbatsrus 'n vertoonvenster is van die toekomstige rus wat God vir ons almal tot nooi, hoor asseblief tog mooi, vriende. Daai ewige toekomstige rus, die nuwe hemel en aarde wat kom, is nie iets wat ek en jy, dit is nie iets wat ons voor hoef te betaal om dit te bekom nie. Dit is nie iets wat ek en jy hard moet werk en baie voor moet betaal om dit te kan bekom nie. Dit is iets wat ek en jy vrylik kan ontvang as 'n geskenk. Imagine dit, 'n nuwe liggaam, 'n nuwe wêreld sonder enige sonde, swaar kry en seer, in verhouding met God vir alle ewigheid, waar ons gaan rus en dus gaan werk en gaan feesvier. Vriende, ek en jy kan dit alles kry verniet. Openbaring 21 vers 6. Openbaring 21 vers 6 sê as volg: dit is afgehandel. It is finished. Afgehandel, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van lewende water verniet. Ewe verwys na die hiernamaals as 'n erfenis, as 'n heritage, iets wat God se kinders vrylik ontvang, want erfporsies word gegee aan kinders. En so, vriende, die vraag van jou en vir ons los is jy 'n kind van hierdie God?
En die manier wat ek en jy 'n kind word van hierdie God, wat hierdie erfporsie kry, is as Jesus ons ouer broer is. Dit is hoe ek en jy daai 22:3, want Jesus, die seun van God, was die lam van God. Hy het op die kruis die prys betaal, sodat ek en jy 'n nuwe hemel en aarde kan bekom. Vriende, kon jy wees wys? Kom ons kyk na daardie Jesus toe, die een wat alles betaal het, sodat ek en jy alles kan bekom. Kom ons kyk na hom, en kom ons lewe nou in die lig van die realiteit wat ons voorland is. Kom ek bid vir ons saam. Ag Vader, ons loof en ons prys U vir U seun, Jesus. Ons loof en ons prys U vir die Gees, wat nou reeds by ons is, nou in ons werk. En Here, ons sien uit vir die wêreld wat kom saam met U. Ons smag daarna, Here. Ons smag uit na daardie werklike realiteit waarvan hierdie net die skaduwee is. En so Here, ek bid vir elkeen wat hier is, maak ons sulke mense wat ons rus in Jesus nou en vir alle ewigheid sal vind. Dankie Here, dat ons saam met U kan rus. Ons sien uit in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.